Hi, is Nuwe Testament profesie dieselfde as Ou Testamentiese profesie? Ek het so in deel 1 vinnig daaraan geraak, laat my toe om nog so 6 redes by te voeg oor waarom die twee verskil. Om mee te begin, die doel van Ou Testamentiese en Nuwe Testamentiese profesie, se doel en funksie is heeltemal verskillend. In die Ou Testament was die doel die profeet wat gespreek het om rigting te gee en selfs om oordeel te bring, terwyl in die Nuwe Testament lees ons is dit om te stig en om op te bou en om te troos. Dis die eerste ding, die doel en die funksie verskil. Tweedens, in die Ou Testament was die profeet bo die volk gewees. Die profeet het tot Israel gepraat en was bo die volk. In die Nuwe Testament profeteer ons vanuit die posisie van tussen mense aan mense. Met ander woorde, die rigting is nie af nie, die rigting is sywaarts. Derdens, die derde argument waarom Nuwe Testamentiese profesie en Ou Testamentiese profesie nie dieselfde is nie. En ek het eintlik in deel 1 reeds daaraan geraak, maar ons profeteer ten dele. Met ander woorde, ons sien nie die hele prentjie nie. Die Engelse Bybel sê, we see into a glass darkly. Ons profeteer ten dele en ons kyk deur 'n spieël. Dis 'n bietjie mistig, is 'n bietjie foggy. Ons sien nie die volle impak van dit wat ons profeteer nie. Terwyl in die Ou Testament, as die profeet gespreek het, het hy presies gespreek dit wat die Here vir hom gesê het. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. In die vierde plek wil ek vir jou sê, dat dit God se wil is dat in die Nuwe Testament almal sal profeteer. Wanneer Paulus profesie hanteer in 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, dan is die aksent daarop op almal en op elkeen en dat elkeen homself sal beywer daarvoor. Met ander woorde, in die Ou Testament was daar spesifieke individue wat die Heilige Gees afgesonder het om namens God tot die volk te praat, om soort van middelaar te wees, maar in die Nuwe Testament kan almal profeteer. Lees vir jou as voorbeeld 1 Korintiërs 14 vers 31. Hoor net hierdie woord. Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. God se wil is dat mense sal profeteer. My vyfde argument is dat as Ou Testament en Nuwe Testamentiese profesie dieselfde is, waarom lees ons nooit die riglyne wat Paulus gee in die Nuwe Testament, dat dit ooit toegepas word in die Ou Testament, wanneer die profeet profeteer nie. Want ek wil vir jou sê, die twee is nooit dieselfde nie. In die Ou Testament is daar geprofeteer en daardie profesie het skrif geprofeteer, dit het skrif bygesit. In die Nuwe Testament profeteer ons nie nuwe skrif nie. Ons profeteer vanuit die skrif en wat ons profeteer word bevestig deur die skrif. Gaan dink en bid gerus oor hierdie 6 argumente. Ek bid dat die Here iets in jou hart bevestig rakende Nuwe Testamentiese profesie. Dit is Arnold, dankie dat jy geluister het. Blessings.